Ek geniet so die terugvoer wat ek kry as ek so lees na die video Sondag uitkom. En nou daar al soveel mense vir my gevra, wat gebruik ek op my vel? En ek is nou, ek dink ek moet nou hier sê, as hier enige dermatoloog is wat luister, moet jy dalk nou maar 'n koppie tee gaan maak met baie suiker in, want ek is dalk nou 'n dermatoloog se nagmerrie, maar dit het by my gekom toe ek Teefontein toe gekom het. Toe ek nou nog so rondgery het en konserte gehou het ek nou my navorsing gedoen aan skoonheidsroutines. Hier maak jy jou oogies moet dit skoon, hier maak jy moet dit skoon, so was jy dit en toe maak jy so en so en so. Nou kom ek Teefontein toe, nou sien ek oom Johannes se vel is so mooi. Nou sê ek nou maar, wat smeer oom nou aan oom se gesig en aan oom se liggaam? Nee, sê hy, sagte vet van skaapsterte af. Ek sê, wat? Jong, en daar begin ek op hierdie avontuur. Dis nou 'n skaars ding, die skaapstert. Jy kry nou 'n persieskaap en jy kry 'n dammera, wie het nog dik groot sterte, wie is hy ander mense, maar daar is skape wat 'n groot stert. Nou het ek 'n staande bestelling by 'n plek in die dorp wat nou vir my vetstert hou. Want die ander vet wat jy nou van, sê nou maar ander vleis afsny, is harde vet. Die sagte vet het die ou mense mos nou op hulle brood gesmeer. En die oom het net vet op sy brood geëet. So die vet wat ons nou, die vetstert loop koop het, dan het ek hom nou opgesny in kuiings in, en die sagte vet het ons dan nou aan ons self gesmeer en op ons brood geëet. Julle, so eet ons, maar ons het nou al baie beter geraak deur die jare, soos dit nou aangegaan het, want hier het ons vir ons siek geëet aan kuiings. En die oom het my ook geleer van die vet wat in kuiings is. Dis ook 'n soort, die mense praat mos van heuning wat 'n superfood is. Nou, vet en kuiings is ook 'n superfood, want ek hou my kuiings buite, ek hou hulle nie in die koue plek of 'n yskas nie. Hulle gaan nie af nie. En as 'n mens nou op 'n plaas bly en jy werk, dan kan jy maar kuiings eet, want jy werk met daai krag. Almal is nou so anti-vet, maar as jy nou heeldag agter die komputer sit, dan moet jy nou eers die naweek gaan draf voor jy 5 kuiings kan eet. Dan vat ons nou partykeer, braai ons bietjie dasbos in die vet uit, maar ek hou van hom sommer net so. En dan sal ek nou soggens gaan en ek sal my gesig sommer hier onder die kraan met boorgatwater was. Elke tweede dag sal ek hom bietjie met boerseep dan net skoonmaak as ek baie gesweet het of so. Maar skoon boorgatwater was ek my gesig mee en dan smeer ek vir my van kop tot tone met die sagte vet. En ek is baie buite, soos julle kan sien. Die son kry my beet. Maar ek sit nie, wie is hierdie 50, nommer 50 en wat se nommers wat hy altyd sê, sonskerm. Ek kan nie daai goed aan my sit nie. Dit ryk vir my, ek kan nie goed met 'n ryk staan nie. Dis hoekom ek moet gewone boerseep was en sagte vet op my gesig sit. En ek kan jou brief gee, ek stink nie na vet nie. Dit gaan mos nou in jou liggaam in. En so met die sagte vet en net skoon water. Party aande as ek so moeg was ek eers my gesig hier, was ek hom aan weer môreoggend vroeg. En toe ek nou begin bietjie dink daaroor, toe dink ek maar, weet jy, mense liggaam herken die vet, want dit is van 'n natuurlike iets af. Al die rome en dingies, dis vir die nek en dis vir die oë en dis vir die wange en dis vir die voorkop, om nou die plooie minder te maak en die wat, is alles gemaak van goed wat nie maklik herkenbaar is vir die vel nie. Ons vel is mos ons grootste orgaan. Alles wat verkeerd gaan hier binne, wys naderhand op jou vel. Nou het ek myself op Teefontein kom vra, hoekom wil jy nou 'n klomp snaakse goed? Wat baie duur is, ek meen, vetstert is ook maar duur, maar nie ver goedkoper as al die produkte wat ons aan ons plekke sit om ons gesig te laat mooi lyk. En as ek nou so loop, en dis hoekom ek nie 'n spieël het nie. Ek weet hoe ek lyk, want ek weet hoe ek voel.
Ek dink ons sit so groot druk op onsself om tog net nie hier 'n plooi te kry nie. Ons moet ons gesig tog bewaar, vir mense wys ons kyk na ons vel en al wat dit nodig het om jou gesig te laat skyn is wat hier binne in jou hart aangaan. Jou houding teenoor mense, jou houding teenoor jouself. Hoe kwaai is jy met jouself? Hoe kwaai is jy met mense? Hoe ongeduldig is jy? Kyk hoe lyk mense as jy so is. En as jy net lekker deur die dag en dag te gaan met 'n sagte gevoel, dan sal jy sien dit wys op jou gesig.